Jy dreig om God te prys. Jy dreig om sy naam groot te maak. Glory to God. Prys die Here. Daar is die ding. Daar is die ding. Hierdie konferensies word nie gereël net vir 'n lekker tyd, daai goed nie. Daar is iets waarna ek uitsien. What a day that will be when my Jesus, God, my God. What a day. Sê vir iemand langs jou, what a day. Sê vir iemand langs jou, what a day. Sê vir die ander kant, the devil is a liar. The devil is a liar. Jesus is coming back. Hallelujah. What a day. Kom ons sing saam. Sing on op en sing. That will be when our Jesus I shall see. When I look upon His face, the Lord will set me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Come on, jump for the yard. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the Lord will set me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, so what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the Lord will set me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. Oh, what a great, glorious day that will be. Come on, California, receive all of the sun. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the Lord will set me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day. Sing op die laaste keer. Ons sing op die laaste keer. Sing het asof jy lewe van het afval. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the Lord will set me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Amen. Oh my Lord Jesus. Ag, Jesus, julle ouens, dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Het julle agtergekom dat hierdie tent het nie 'n vloer nie. Hierdie tent het nie 'n vloer nie, jy staan op grond. Daar is 'n boodskap op dit. Maar ek wil vir jou sê, dis hierdie grond uit waar daar lewe gekom het. Waar daar lewe gekom het. En vanmorgen staan jy en ek het rede om te sê, I lift my hands to the coming King, to the great I am,
Het jy lening? Kan ek gou vra? Angelique, soos julle gesing het op die kruis, kyk met julle CD of julle nou oorgegee om te sê dat julle vrywilliglik lig ek my hande op. Pastoor, jy kan 7 keer vra, as ek nie wil nie, gaan het nie. Maar as ek wil, hoef jy my nie te vra nie. Jy hoef my nie te vra nie. Jy hoef my nie te vra om amen te skree nie. Jy hoef my nie te vra om my hande te klap nie. Gewilliglik wil ek sê, I lift my hands to the King. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who is living my heart. Oh, somebody, I lift my hands. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who is living my heart. And I will sing above the Lord, knowing your redemption. For you are my heart's desire, the spirit that unto your name I will be my sacrifice, and I will sing upon the God, knowing your redemption. For you are my heart's desire, the spirit that unto your name I will be my sacrifice. I lift my hands to the King, to the I am, to you I sing, for you're the one who reigns living. I lift my hands. One more sing it, I lift my hands. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who is living my
and I will serve no foreign gods. Wil jy net daar waar jy staan vir 1 minuut net sê, Lord, here I am. And I'm saying, I declare, for there is no other God worthy of worship. It's only Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the great I am, the precious King of glory, the fairest of 10,000s. En ons wil U eer en aanbid en prys, Here. Because there is none worthy of our worship but You. And we will really serve no foreign gods, nor any other treasure. Well, unto You your name. to Your name, I will bring a sacrifice. Amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lekker woord. Kom ons neem ons sitplekke in, prys die Here. Nolien, as jy vorentoe kan kom. Prys die Here. Terwyl ons wag vir Nolien, is ek bly dat ons aanbid die waaragtige God. Wat het verhoed dat jy nie, ek wil nie moet hoor wat ek sê. Ek was al in die Midde-Ooste meer as 'n hele paar maal. Wat het verhoed dat jy nie vandag in Irak, of dat jy nie vandag 'n moslim was, dat jy daar in Irak dalk gebly het, of in een of ander Tajikistan, en jy was nie so ver van die Here af nie, maar jy het die voorreg om aan die meester te behoort, die King of all. Amen. Prys die Here. Nolien gaan vir ons 'n lied sing, 'n item bring, en daarna gaan Pastor Freddy vir ons die woord bring. Die Here seën u baie ryklik. Amen en amen. sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. And sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. And come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. And there'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same.
come and lay it all down. 'Cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. And come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world is at home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Prys die Here, kan die Here nie nou kom nie? Amen. Beloftes. Hy is nie 'n mens wat sal lieg nie. Halleluja. Ag, kom aan kerk. Ek en jy aanbid die enigste lewende God wat die dood oorwin het. En hy sit vandag aan die regterhand van 'n lewende God. That is going to come. Why? Because he said so. En omdat hy dit sê, glo ek dit. Amen. En maak nie saak wat die wêreld dink nie, maak nie saak wat Kingdom Come sê nie, maak nie saak wat Prins George sê of wie ook al sê nie. Iemand van Basutoland ook sê nie. My God gaan kom. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Die tema van hierdie konferensie is Arise Remnants. Arise Remnants. Jy moet hoor. God het nie hierdie konferensie beplan met soveel teerstand. Ek wil jy moet hoor vanmôre, God het nie hierdie konferensie in wording laat word vir soveel teerstand vir 'n buitestander nie. Hy het hierdie konferensie beplan vir remnants. Kind van die Here, die feit dat jy hier sit vanmôre beteken jy moes al lankal gered gewees het. Jy moes al lankal by die bekeringsgoedjies verbygekom het. Jy moes al lankal by daardie gedeelte gekom het wat jy besef, ek het al begin geestelik groei. Amen. Die tyd van titi bottel drink is verby. Die enigste ding wat God belangstel in 'n kind is dat die woord van die Here sê, as julle nie soos kindertjies word nie, kan julle die koninkryk van God nie beerwe nie. Kom aan, kind van die Here, as daar 'n babietjie in 'n krib lê iewerste of in 'n kot lê en daar is iets fout, dan huil daardie kind. They cry out to a mother and a father for attention. Kan die kerk nie weer op 'n plek kom en begin uitkraai? They can cry out to the Lord of Lords. Dis die enigste een wat vir ons kan aanraak vanmôre. Hy is die lewende God wat vanmôre my en jou in een oomblik kan verander. Ek het gestoei met hierdie boodskap. Ek het gestoei. Pastor Dion. Waar is Pastor Dion? Nee, daar hy nie. Die ander, die jonge. Jou jonger geslag. Die wat die manare. Hy tweeling het gestoei, joh. Hy tweeling het gestoei gesê, jy is nie waardig om hierdie boodskap te bring nie. Ek het voor God gaan. Het sê, Here, ek is nie waardig om selfs die predikers te kom waarsku vanmôre dat God die maand holiness. Halleluja. Hy soek heiligheid.
soos nog nooit tevore nie, want sonder heiligheid gaan ons die koninkryk van God nooit ingaan nie. Daar is te veel tierlantijntjies waarmee die kerk besig is, daar is te veel dinge, daar is te veel grappies. Terwyl die prys wat hy betaal het, my en jou ewige lewe betaal het. Jesus het nie net aan die kruis gesterwe vir jou redding nie. Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir genesing nie. Jesus het nie net aan die kruis gesterf sodat ek en jy iets kan hê. Hy het gesterf dat ek en jy ook moet heilig wees. En ek sê, Here, wat moet ek vir die konferensiegangers gaan sê? En die Here sê, praat net Jesus. Praat net Jesus. Ek gaan net voor ek by my skrifgedeelte gaan ek so 'n bietjie praat met Jesus oor Jesus, wat ek dink die ons besef wat het in die middelste dag gebeur van die kruisiging. Hy wat in die middel hang, doen een van die grootste dinge. Pastoor en hier, hy vat lig in duisternis in. En toe lig in duisternis instap, terwyl jy dit preek gisteroggend sien ek hy en hulle kyk vir mekaar, ek sê, Here, wat vir my? Wat moet ek nou preek? Maar terwyl hy in duisternis instap en lig stap daarin, stap hy en hy maak gevangenes vry, wat ek gesê, ek gaan om gevangenes vry te maak en ek gaan hulle vat waar ek is vandag en ek wil vanmôre vir jou sê, as hulle in die Here gesterf is hulle nie meer in die duisternis nie. Maar ek gaan ongelukkig iets moet sê, en dit is dat die kerk is in duisternis. Want dit gaan oor wat ek kan bereik. I'm sorry. Jy kan doen wat jy wil doen, gaan niks bereik nie, maar wat God bereik. Wat gaan God bereik? Wat is pastoor Rolf se missie met hierdie konferensie? Ek is jammer, dis nie hulle konferensie nie, hulle weet waarvan ek praat. Dis God se konferensie. En wat wil God bereik in hierdie konferensie vanmôre, geliefde kind van die Here? Hy soek manne en vroue wat ruggraat het om op te staan en te sê, I am a true blood-bought remnant for Jesus Christ. Halleluja. En weet jy wat is die belangrikste van al? Is dat my lewe sal getuig dat ek 'n ware remnant is in Christus Jesus. Nie net wanneer dit my pas nie. Nie net wanneer dit my pas nie. En daar is iets wat die Here vir my gee, en ek skryf dit vanmôre, en ek sê, Here, hierdie koortjie kom op my gedagte toe ek na die oggendbid daar gaan sit, en ek skryf hom, en ek sê, Here, ek wil hierdie koortjie sing na die tyd. Nie, hulle sê nie, julle gaan hom sommer sing voor die tyd. En ek gaan kom kyk, kyk gou. I lift my hand. Want pastoor en hier, ons sing te maklik. And I will serve no foreign gods. Halleluja. Met ander woorde vanmôre, moet hierdie remnants wat vanmôre hier sit, moet op 'n plek kom met 'n keuse. Wanneer gaan ek opstaan en sê, ek gaan niks meer met die wêreld te doen hê nie. Die woord van die Here sê, word nie gelykvormig aan die wêreld nie, want vriend van die wêreld is, staan in vyandskap vanmôre. Ek wil vanmôre sê, die kerk staan nie in eenheid met God nie, hulle staan in vyandskap met die koning. Why? Ek sê, Here, Jesus, en hy sê vir my, Matteus 26, vers 39. Wil jy met gou blaai?
Is net so een versie wat ek wil aanhaal. Net om gou met iets van Jesus met jou deel. Ek wil net gou ietsie met jou deel vanmôre. Hy sê in vers 39 sê hy, en hy het 'n bietjie verder gegaan. Hoor mooi. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ek wil net so 2 verse terugspring, vers 37. Hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam met hom en begin bedroef en benoud word. Die woord van die Here sê vir ons, jy kan jou sitplek neem. Die woord van die Here sê vir ons, as enige 2 oor enige saak saamstem, dan sal dit hulle ten dele val by hulle Vader wat in die hemel is. Die woord van die Here sê vir ons, ons moet mekaar se laste dra. Dis wonderlik om vir mekaar daar te wees en vir mekaar in te tree. Dis wonderlik om mekaar se rug toe te maak. Hoor mooi kind van die Here. Dis wonderlik, maar ek ervaar iets wat God hier doen. En ek gaan kyk na Jesus en ek besef hoe hy dit baie maal het hy dit gedoen. He separated him from everyone else. Holiness demands separation. Kind van die Here, ek en jy kan saam bid oor 'n saak, ons kan saam staan oor 'n saak, maar daar kom 'n tyd wanneer jy so 'n bietjie 'n tree moet weggaan in jou binnekamer, wanneer jy voor die aangesig van die Here gaan moet lê en sê, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil. Want ek vra vir die Here, hoe gaan die remnant opstaan? Hoe gaan hulle arise? Pastoor, Renier, amper doop ek jou nuwe naam. Die preke wat hier uitgaan is uit die troonkamers van God uit. Ek bring nie vir jou vanmôre 'n konsepie nie. Ek bring nie vanmôre vir jou idee nie. Ek bring die woord van God vir die kind van die Here, vir die ware remnant vanmôre. Dat ek en jy moet een ding verstaan. God sê nie vir nie, wees heilig, want ek is heilig nie. Dat ek en jy moet besef, ons moet op 'n plek kom, dat ons moenie 'n mens verheerlik nie. Ons kan vir die, ons het dit mooi gehoor, ons het gehoor, fake it till you make it, ons het gehoor, ons dra mondbakkies, maar weet jy wat, agter daardie mondbakkie, agter daardie gesig wat jy wegsteek, agter daardie smile, weet God presies, want die woord van die Here sê, niks gaan ongesiens voor die oë van die Here vir my nie. Wanneer jy dink jy's alleen, wanneer jy dink jy's alleen in jou voertuig, wanneer jy dink jy's alleen by die werk, wanneer jy dink jy's alleen in jou kamer, wanneer jy dink jy's alleen en niks en niemand weet nie, is daar 2 oë wat ek en jy niks voor kan wegsteek nie. En ons staan voor 'n lewende God en hy weet presies wat aangaan. But God demands separation. Want hy is ons middelaar. Hy is ons voorbeeld wat hy vir ons gestel het. We gaan vir jou 'n Amplified iets lees, daai selfde vers. And going a little farther, he threw himself upon the ground on his face and praying, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Nevertheless, not what I will, not what I desire. Nie wat sy pastore nie. Die dag toe die Here die duiwel in die Engelse uit die hemel het gegooi, ek bedoel die duiwel in die engele. Want ek glo ons gaan Afrikaans praat in die hemel, daar's 'n ander rede. Maar wanneer ons baie keer net so 'n bietjie gaan soek, dan praat God baie keer dieper met ons as wat ons
ooit besef, Pastoor Dion, hy gooi homself. Hy gooi homself op sy aangesig voor sy Vader. Nou wil hulle vir my sê, hulle glo nie in 'n drie-eenheid nie. Dis die Jan Pieterfiet evangelie daai. Want ek glo vanmôre nog steeds aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En God die Seun kom en hy gooi homself voor God die Vader op sy aangesig en sy desire was om nie daai beker te drink nie. Maar terwille van my en jou, because the will of the Father is that remnants will arise in holiness. Laat ek en jy sal opstaan en sê, soos Paulus gesê, kyk na my. Kyk maar na my. Come on. Ons maak te veel verskonings om te sê, mense stel te leer. Ja, dis so. Pastoor Dion, ek weet nie of jy saam met my stem nie, maar ek worry ook nie eintlik nou nie. Maar remnants is nie veronderstel om mense te leer te stel nie. Ja. Ons is nie veronderstel. Ons is veronderstel om die beeld van Christus uit te leef. We're supposed to carry the body of Christ and the image of Christ. Ons is dit veronderstel. En ons is veronderstel om dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was. Net as ons daar vir dieselfde gesindheid daar. En wat is Jesus se eerste gesindheid? Omdat hy daardie beker, sy begeerte was om nie daardie beker te drink nie, maar omdat hy hom gedrink het, sy gesindheid is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen, toe ek hulle beker moes drink nie. En ek sê, Here, wat wil jy vir my sê? Hy vat my na 2 Korintiërs 6. And I want to ask the church this. Ek praat nie met die mense, ek praat met die kerk vanmôre. Ek praat met remnants, ek praat met bloedgewaste, wedergebore, onderdompelde kinders van die Here. Die woord van die Here sê dit so duidelik. Hy sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Come on. En al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Nie karre nie, nie geld nie, nie huise nie, but God's holiness. Because in the presence of God there is holiness. En die teenwoordigheid van God is die heiligheid. En ek gaan dit vir jou in die Amplified gedeelte lees. Hy sê, do not be unequally yoked with the unbelievers. Kan ek gou vir jou vanmôre sê, hoekom word die juk nie gebreek oor mense nie? Want hulle staan met 'n wêreldse juk en hulle probeer dit in God se teenwoordigheid invat. Nee? Want alles is mos reg. Alles is mos aanvaarbaar. Ek is jammer. Die Bybel wat ek het 2 Korintiërs 6 vers 14 in van hom af in. Is ingeskryf, hy sê, do not make mismated alliance with them or come under a different yoke with them. Inconsistent with your faith. Woo. Woo. Jy hoor nie wat ek sê. Kyk, jy hoor nie wat ek sê nie. Inconsistent with your faith. Jou geloof is veronderstel om gefestig te wees op die rots. Jou geloof is veronderstel om gefestig te word op die kruisiging. Jou geloof is veronderstel om gefestig te wees in die opstanding. Want wanneer ek gedoop word ek in sy dood gedoop. En omdat ek gelykvormig geraak het aan sy dood, moet ek ook gelykvormig word aan sy opstanding. Ja, amen. Hoeveel kinders van die Here word gedoop, maar hulle bly in die graf? Ja, without change.
Ja, preach it. Ag, pastoor. Die Here het my daarom al 'n bietjie verlos, net van die helfte van die sigarette. Ag, sy. Ja, brood net 5. Brood net 5. Hou aan. Jy het mos nou die dag gesê, hou aan, jy doen 'n goeie werk. Eintlik jy doen nie goeie werk, jy moet 'n goeie werk maak as jy wil aangaan. Maak dit sommer 5 kaartjies 'n dag as jy wil. Dan maak jy dit vinniger ook. Amen. Moenie jou tyd mors nie. Hoor jy wat sê hy? Weet jy wat sy nuutste leer? Nikotien is sleg van jou, vape is alright. En Habli Babli is ook alright nou. Dis die waarheid. Hulle sit binne in hierdie gebou vanmôre. Ja, dis die waarheid. Dis die waarheid met sonde. Sonde bly sonde. Groot sonde, klein sonde, een elke brand. Of het 'n Chesterfield is of het 'n arbeidjie vape is. 'n strawberry vape. Leef flavor dis sin. Amen. Amen. Dis selfe skade. Dis selfe skade. Erger. Hoor wat ek sê. Ek weet nie hoe moet ek dit doen nie. Jy wat vape, jy wat staan op, maak jou sak reg met God en kom klos. There's room at the cross for you. Because what you are doing are inconsistent with your faith. You are a believer that Jesus died on the cross and He paid for your sin. Do you believe it? Why are you inconsistent with that? Preach it. Hoekom as ek en jy nie wat ons sê ons glo, leef ons dit uit vanmôre nie? Hy sê, for what partnership has the right living and the right standing with God with iniquity and lawlessness? Or how can the light have fellowship with darkness? Hallelujah. Toe ek dan weer 'n keer lees, bestoor dit nie, toe besef ek. Die woord van die Here sê dat die duisternis sal die woord van God en Jesus nooit oorweldig nie. Weet jy wat oorweldig hy? Die kerk. Maar nie God nie. Dan vra ek nou. Dan vra ek baie keer, dan sê die Here, ek staan en ek klop. En as jy die deur oopmaak, sal ek inkom. My vraag is kerk. En ek sal baie gevra, wat soek Jesus buitekant die kerk? Is jy veronderstel om buite te wees? Ja. Hy is. Wat soek Jesus buitekant die kerk? Dis nie hierdie tent nie. Dis nie die gebou waar ek en jy vandaan kom nie. Staan die kerk. Vanmôre. Want die woord van God sê, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En die woord van die Here vir my, as hy my in is, sal ek meer as 'n oorwinnaar wees deur Christus Jesus wat my die krag sal gee. Met ander woorde, daar is 'n belofte van heiligheid wat ons aanbid, nie 'n God wat met 'n huur jy prys betaal het nie. Hy het met heilige bloed wat geen sonde bevat het nie. Hy het op die kruis van Golgotha my en jou sonde kom wegvat. Jy is duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus en hy's bereid om selfs in jou graf in lewe in te bring wanneer jy die graf oopmaak dat hy kan ingaan sodat daar lewe kan wees en oorvloed van lewe. Hy sê, what harmony can there be between Christ and Belial, the devil? Or what has a believer in common with an unbeliever? Mag ek? As God nie mense kan red nie, hoor wat ek sê. Hoe gaan jy? Luister mooi wat hierdie pastoor vir jou sê, toets my met die woord van God, met niks anders dan nie. God will never force himself on you. And if you don't give your life in totally, he cannot save you totally.
Ek het agtergekom, daar is iets wat baie keer tussen die bloed van Jesus en jou verlossing staan. Stil vir die wil. Maar die grootste ding wat tussen jou en die bloed van Jesus staan wat jou kan red, is onvergewingsgesindheid. Pastoor, ek het hulle vrygespreek. Pastoor, ek het hulle vergewe. Dis nie eens maar nie, maar jy wil nie God met hou seën nie. Want wanneer jy sien, dit gaan goed met hom, nadat jy hom vrygespreek het, en jy hom vergewe, dan gaan sit jy weer in 'n bitterpil. En jy is besig om bitter uit te drink, en jy is besig om jouself dood te maak. Halleluja. En jy is besig om jouself te vergif met daardie bitternis. Halleluja. En jy is besig om jouself te vernietig. Jy is besig om stadig jouself te verwrig in jou gal bitter wat jy braak die hele tyd. En dan word die leer. Ek het nou die Sondag het ek vir die gemeente gevra, wat gaan maak die mens by die uitbraaksel van Satan? Wat maak die kerk? Jy sien, daar's mos 'n gesegde. Dis hoe ek dit sien. Dis 'n uitbraaksel van Satan. Want hy wil hê jy moet dit verstaan soos wat hy wil hê jy moet doen. Dis daai tweeling wat met mekaar beklei. Daai man het 'n awesome boodskap gebring vir my. Fantasties. Hy het soveel aanvulling gemaak by hierdie boodskap vanmôre. En hy sê pastoor Rolf hulle wat hom gekies het om te bedien, die Here het gelei. So ek weet vanmôre God gaan met mense praat vanmôre en hy gaan vanmôre vir jou sê, it's time. Pastoor Rolf het altyd gesê, daar was 'n ou tante wat volgens en sy het vir hom gesê, show me your place of prayer. Amen. Wys my jou aanbiddingsplek. Wys my, waar gaan jy volmaak van die olie, heilige olie van God se teenwoordigheid in jou binneste. Ja, hier jy gebedjie is nie meer net genoeg nie. Jy gaan nie staande kan bly nie. Partykeer maak die Here en hy kry jou op 'n plek. Baie keer kom jy op 'n siekbed en jy kom op 'n plek, want dis waar jy weer gaan begin roep. Want ons is te besig. Many times Jesus separated him from the 12 disciples. Hy kom op 'n plek en hy sê, vaar julle oor na die ander kant toe. Because he separated him. Kan jy gou iets sien weer? Hy het hom gaan volmaak van die Heilige Gees en die krag wat hy tap by sy God, sy Vader, om op water te loop. En ek en jy wil op 'n leedtank loop. En ons verwag God moet net opdag. Elke keer wanneer ek jou skiet gebedjie opsê. Elke keer wanneer dit nood is. Kom ek sê gou vir jou. Wanneer dit nood is, dan weet ons om te bid. Maar daar kom 'n tyd en iets wat ek in my lewe geleer het in die laaste paar maande, en ek gaan dit nou maar sê gou. Ek het op 'n plek in my lewe gekom wat ek gesê het, Satan, jou voet in 'n visblik. Jesus het dit ook vir hom gesê. Teer Judas, dit wat jy wil doen, doen dit net haastig. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Maar ek en jy moet op 'n plek kom wat ons moet minder worry oor wat die vyand mee besig is en meer worry wat ek by God gaan kry. Gaan ek bietjie krag kry? Gaan ek bietjie weer kan aantrek by die Here? Gaan ek my weer so bietjie kan volmaak om staande te bly vir die aanslag? En weet jy wat, kind van die Here, wanneer jy vol is en jy so bietjie afgesonder en jy staan vol van die Heilige Gees, kan die hel om jou losbreek en jy sal nie vrees nie. Dan kan jy soos dit Dawid sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Die 25ste Februarie 6:06 toe kom daar 'n persoon wat my voertuig leen vir homself
Op 'n permanente basis. Been there, done there. En nou sal ander mense vir my sê, hoekom kry jy weer 'n Toyota? Mag ek sê hoe ek het gesê? Jou dom swaap. Ken jy nie die woord nie? Die woord sê, jy gee die begeertes van jou hart. Here, dank die tog, Here, as jy afhou van 'n Toyota, gee nie 'n Ford nie. Niks nie die Ford ouens nie. Absoluut niks nie. Ons bly hierdie kant van die draad. Maar ek wil gou vir jou iets lees. Ek wil gou vir jou iets leer gou. Tot vandag toe het ek en daai vrou daar agter nie een keer gebid, Here, gee vir ons 'n nuwe kar nie. But exactly 48 hours later, dan ry ek met 'n nuwe Fortuner. Klap het dan. En die Here sê vir my, jy verstaan nie wat besig is om te gebeur nie. Ek sê, Here, leer my. Hy sê, gaan kyk wat beteken 48. Want die 48 beteken tabernacle. God amongst us. En ek sê, Here, U is besig met 'n saak ver groter as wat die mens ooit kan dink. Want daar kom 'n tyd wanneer jy moet in God se teenwoordigheid aangaan. When you need to separate yourself so God can come tabernacle in your midst. Hoor mooi, kind van die Here. Ek en jy gaan nie op ons eie krag kan staan nie. Ons gaan nie op gister se aanraking, wanneer ons hier uitkry as die Here vertoef om te kom, kan ek nie volgende naweek op dit wat ek ontvang het hierdie naweek gaan preek nie. Ek moet gaan nuwe aanraking soek. Ek moet weer voor die Here gaan lê en sê, Here kom help ons. Daar is baie Google preke, maar een ding weet ek verseker, daar is net een preek wat gevul is met die Heilige Gees, is daar die een wat jy voor God moet gaan smeek en sê, Here, wees my genadig, wat ek het nodig om van U te hoor. Ek het nie nodig om van 'n ander persoon te hoor nie. Pastor, do you got a word for me? Yes, read your Bible. Read your Bible. Want jy sien, ons sal baie keer as ons agter profete selfs aanvlieg. Terwyl jy net daar in jou binnekamer gaan en op jou knieë val en sê, Here, soos die Jakob van oud, ek gaan U nie los nie, al slaan U my op die heup, maar ek sal nie los nie, totdat U geantwoord het. Halleluja, kind van die Here. Wonder ek, hoeveel keer is die kerk weer desperaat genoeg vir die teenwoordigheid van die Here, vir die uitstorting van God se Gees. Ons Pinkstermanne ken Beulah Park goed. Ons het dinge daar ervaar. Ons het dinge daar gesien. Dan as ek kan onthou, dan hou ons kerk daar in die hooftabernakel. Daar's daar tent langs die pannekoek afdeling is daar tent af. Dan preek pastoor Freddy Pruis daar, laat die vuur val. Dan sien jy staan die mense op in die hooftabernakel. Dan stap hulle uit daar waar die vuur is. Kan die kerk nie weer honger word vir die vuur van God nie. Halleluja. Wanneer die kerk weer kan saamstaan. Hy pastoor Roep het enige preek toe sê, as 'n kerk weer kan saam staan, as 'n kerk weer kan saam bid, as 'n kerk weer 'n eenheid kan word in die Here, sal God weer antwoord en hy sal sy kerk besoek. Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here vra. Ek wil vir die remnant vra. Where is your fire? Ja. Where is your holy fire? Say, what agreement? Luister gou. What agreement can there be between the temple of God and idols? For we are the temple of a living God. Even as God said, I will dwell in and with and among. I will dwell in and with and among them. And I will walk in and with and among them. And I will be their God and they shall be my people. En dan kom daar 'n opdrag
vir die kerk, pastoor en hier. This is not by choice. Dat ek gou vir jou reg help. Dis jou keuse of jy die Here gaan dien. Dis jou keuse of jy hemel toe gaan of nie. Dis jou keuse of jy die God gaan verteenwoordig aan 'n donker wêreld daar buitekant. Maar as jy daai keuse, is daar mense wat sê ek wil daai keuse maak vir God. Steek jou hand op. Okay, this is instruction from God. Dis vir jou wat jou hand opgesteek het. Hy sê dit duidelik. Hy sê, so, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord, and touch not any unclean thing. Then I will receive you kindly and treat you with favor. Wat is dit dwaas in Engels? Mense voel hulle self. Because we want the favor of God. Pastoor, ons soek die guns van God. Want die guns van God is separation. A separation. Kom aan, kind van die Here. Wie is hier so wat glo het 'n bediening op sy lewe? Elkeen moet sy hand opsteek. Hoor jy wat ek sê? Want herders baar nie skape, die skape baar skape. Met ander woorde, elkeen wat hier so sit vanmôre is 'n sielerwenner vir God. Hoor jy wat ek sê? Veral 'n remnant is 'n sielerwenner van God. En as jy wil hê God moet jou gebruik en jy soek die guns van God op jou bediening, you're gonna find it when you are separate. Dis goed as ek iemand vra om saam met my te loop en saam met my te bid en te sê, bid vir my bediening, bid saam met my, laat dinge vir my in plek sal val en al daai tipe van goed. Ek wil vanmôre vir jou sê, daai goed gaan nie in plek val. Daai mense kan saamstem, maar daai goed gaan nie in plek val. Nie voor jy op 'n plek gekom het van separation en sê, Here, now it's only me and you, God. Pastoor, weet jy wat sê die Here vir my? Hy sê, dis tyd dat ons so fyn ingestel word, dat net ons sy stem sal hoor. Laat ons net sy stem sal hoor. Want ek wil graag hoor wat sê pastoor nie. Kyk, ek het baie respek vir baie van hierdie manne. Ek het gister iewers toe sê ek vir een van die ouens daar by my, toe sê ek wil my graag assosieer met van hierdie mense. Godsmanne. Hoor jy pastoor Dion? Maar daar kom 'n tyd wanneer roef nie vir my kan hoor nie. But I need to hear the voice of God. So remnant, when last did you hear the voice of God? Come on. Nie met 'n diens nie. Nie met 'n liedjie nie. Come on. Nie met 'n woord wat gestuur of 'n voice clip of daai goed nie. Wanneer laas het jy die stem van God gehoor toe jy op jou eie ingaan en jy gaan raak stil van die voor die Here? Want ons wil graag hoor wat iemand anders te sê. En as iemand jou like, sal hulle te veel goed sê. Ja, amen. Amen. True. Amen. Pastoor Neil het 'n baie belangrike ding gesê. Gister, dis tyd dat ons weer ons oog terugkry op God. Dis my motto hierdie jaar. Dis my motto hierdie jaar. Laat die kerk wat hier sit kan jou uitdra. Ek preek dit amper self elke Sondag en sê, dis tyd dat jou oë afval van die mens af. Hoor jy wat ek sê? Dis weer tyd om. Ek gaan vanmôre iets sê, en as jy my nie like nie, is dit right. As iemand anders vir jou laat struikel, kry vir jou. Ja. Amen. Dis nie hulle wat jou laat struikel nie. Dis jou oë, dis jou ore, dis jou gedagte, dis jou hart, dis wat binne in jou is wat jou laat struikel. Hoor jy, want jy is op niemand anders te gefokus wees behalwe God nie. Amen. Because hy sê vir ons, kom uit onder hulle en raak nie aan wat onrein is nie. En there's a promise. Daar's 'n belofte. Ek sal jou aanneem.
Halleluja. En julle sal vir my seuns en dogters wees. En ek sal vir jou vader wees. Pastoor die jy is 'n pa wat alles vir sy kinders kan gee as jy probeer gee. Maar God sê, as jy wat sleg is, Weet om goed te doen. Ja, hoeveel doen jy? 'n jaar terug met die konferensie, toe ruk die Here daai kind uit. Want iewerster was daar 'n moeder. Lionsspruit wat haarself gesepareer het en voor die aangesig van God gaan lê het en gesê, Here, I'm not gonna leave the devil to destroy my child. Hoor jy wat ek sê? En daardie dag toe sy daar opstaan, die eerste woorde wat uit haar mond, ek praat nooit daarvan, die eerste woorde wat uit haar mond het is, my kind kom terug. My kind kom terug, ek sê hoe, sy sê, ek sien hoe sy wegstap, met haar lang swart hare, en sy draai om, en sy glimlag vir my, en ek sê, Here, terwyl sy dit bid, is daar 'n pa wat roep en sê, ek weier vyand, jy sal nie my kind steel nie, die bloed van Jesus Christus breek elke vloek, halleluja, en ek het gesê, kom aan, ek is eerlik, waar ek staan vanmôre, vir 2 jaar praat ek nie met haar nie. I separate myself. But in my prayer room, I called, and I called, en ek het geroep, en baie kere sê ek, hierdie kind, want die woord van die Here sê, roep die dinge wat nie is nie, asof dit reeds bestaan, en dit sal so wees, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, en ek het baie keer gesê, waar ons gemeente kan my uitdra, dan sê ek, sy sal saam met my hier voor staan, en sy sal saam met my die Here dien, en sy sal haar bediening uitleef vir die Here, because there's a time that you need to separate yourself, so that God can answer your prayers. Because with separation, there comes holiness. With separation, there comes holiness. Geen wonder, die kerk is in die toestand wat hy is nie. Ek praat nie van die remnants vanmôre nie. Die remnants is baie van hulle is in dieselfde toestand. Maar ek praat nou eers oor die kerk. Dis hoekom die kerk allerhande goed moet toelaat om mense te lok. 'n Koppie koffie, jy kan tydens die diens opstaan en vir jou 'n koppie koffie gaan maak, sodat jy net gemaklik voel. Holiness was never easy. Halleluja. Dit kos 'n prys om laag voor God te lê. Hoor jy wat ek sê? Dit kos 'n prys. Ek gee nie om wat wie van my sê, wat hulle van my dink nie. Ek is in die laaste paar weke van alles wat sleg is en alles wat negatief is, ek beskuldig. I don't care what I think. I know what's happening in my prayer room. Ek weet waar ek my preke vandaan kry en ek weet uit wat se gesindheid ek wil praat. Kom ek sê gou vir jou, if there is holiness, there will be fruit. As daar die vrug van die Gees in jou lewe is nie, sê dit dat daar geen heiligmaking in jou lewe is nie, and there is no holiness of God in your life nie. Die ding wat jou die meeste verraai is vrug. Ja, absoluut. Absoluut. Ek vra vanmôre vir die remnant. When last did you hear from God himself? Van die laas het jy gesê, make me holy. Make me holy. Pastor Pieter, toe hy uitroep, dit hulle staai. Halleluja. Het hy nie halwe prys betaal nie. Hy het 'n volle, 'n volmaakte, volledige, volmaakte prys het hy betaal.
Hoekom gaan die kerk gebukkend? Hoekom is baie predikers negatief? Hoekom is baie predikers negatief? Because they need to separate themselves. Pastor Dion, ek weet nie wie is die prediker wat het vir jou gesê het nie, maar hy is 'n leenaar. Want God het gekom, laat ons kan lewe en oorvloed sal hê. Wie gee vir 'n prediker reg om dood oor iemand uit te spreek? Terwyl God gesê het, nog voordat ek jou, daai moeder van jou, so skoot gevorm het, ek jou, God jou daarin geformeer het. Het ek jou geken. Het ek jou by die naam geroep. Is jy opgeklem in Afrikaans, mooi hierdie Engelse Afrikaans, as sy eiendom. So the devil needs to back off. Kan ek het gou sê, die kerk gee te veel, jy en ek gee te veel plek vir die duiwel. Ons gee te veel plek in die duiwel. Nou vertel nie, baie keer sê ons gee die duiwel nie krediet nie. Dis reg, pastoor, ons gee hom geen krediet nie. Maar wie wat? Die duiwel het my dit maak doen, die duiwel my dit maak doen. Na. Liar, liar, pants on fire. Jou keuse, jy word dit doen. Jy het dit gedoen. Die woord van die Here sê nie verniet as jou oog jou laat struikel, pluk hom uit nie. Come on. Die woord sê nie verniet as jou hand jou laat struikel, kap hom af nie. Want dit is beter om gebreklik die koninkryk van God in te gaan, as volmaak om hel toe te gaan. En die woord van die Here sê, moenie bang wees vir hom wat by magte is om jou liggaam dood te maak nie, maar wees vrees hom wat by magte is om in die hel te werk. Hoor jy wat ek sê, kind van die Here, daar kom 'n tyd waarin ek en jy weer op 'n plek moet kom. Pastoor Renier, as die kerk weer die heiligheid van God gaan soek, gaan ons weer die salwende krag van God sien manifesteer. Ons sal weer kanker sien uitval. Ons sal weer sien. Come on, ek kan onthou in my Pinksterdag in daai kindertabernakel is ons besig met 'n jeugkonferensie. Dan begin ons bid 8:00 die oggend, 3:00 die middag kom soek die pastores, kom soek ons, want dis 3:00 die middag en Saterdagmiddag vir om 'n diens te hê. Terwyl hulle aankom, toe lyk daai plek gesaai soos die jong kinders onder die salwing van God se gees te lê. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, die feit dat daar nie meer dat daar sonnaarskool is, is 'n set van die duiwel. Elke kerk wat sondagskool hou tydens die diens is in die hand van die vyand. Want waar gaan jou kinders leer hoe ma en pa die Here moet aanbid? Waar gaan hierdie klein kindertjies leer wat die salwende krag van God is? Waar gaan jy weer sien dat kinders van 3 jaar oud gedoop word en in tale spreek? Dis Pinkster wat ek ken. Amen. God never changed. As 'n paar godsmanne in my lewe. Jy was banger vir die een as die ander een. Wie kan pastoor Dreiman onthou? As pastoor Dreiman begin 'n koordans, moet jy het moeilikheid. As pastoor Dreiman so begin in die kerk af daar koordans en hy kom verby, dan gryp hy sommer die broer in die oor terwyl hy so op in die teenwoordigheid van die Here. As hy kom, broer, jy moet gou bely, jy het nog nie vir jou vrou gesê wat jy al laas week gedoen het by die sekretaresse nie. Pastor Rolf, is dit nie wat God wil terugbring in die kerk? Amen. Dit is, kan ek jou gou sê, hoekom wat God sê, daar kom 'n tyd wat ons sal uit die vuur uit moet trek. Hy sê openbaar die sondes. Hy sê openbaar die sondes, dat daar weer vrees kan kom vir God se heiligheid. Halleluja.
Daar is 'n tyd in my lewe wat ek eendag, ek is so gewoond om voor die bed te gekniel en ek bid, en dan het ek 'n gewoonte aangeleer, as ek klaar gebid het, en ek gaan lê in die bed, en ek maak my oë toe, dan begin ek die Here loof, dan sê Here, U is heilig, U is almagtig, U is koning van my hart te goed, en ek nog een aand so gaan sê 'n stem vir my, as ek heilig is, wat maak jy beurig? Ek skrik my, boeglam, ek spring in die bed uit, ek gaan kniel weer, Boba vra my wat's fout, ek sê, niks nou nie, nou kan ek niks sê nie, want ek gewaar 'n teenwoordigheid van 'n heilige God. Die serafs roep nie verniet uit, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig nie. Heilig. Met wat kom, met wat se gesindheid kom ek in die kerk toe? Kom aan. Met wat se gesindheid, dankie vir genade. Maar met wat se gesindheid stap ek in die kerk toe? Ons wil nie hoor van sonde nie. Maar as ek Jesus se bediening volg, dan sien ek bekering, 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 maak julle saak reg. Want hy preek 2 keer meer oor die hel, as oor die hemel. He warned us twice, as much as you want to bless us. Kan ek gou vir jou sê, die man in die barrelste dag, toe hy onder in die doderyk is, daar waar het donker is, there was no more darkness. Daar was geen donkerheid meer in daardie doderyk nie, want hy het gegaan, en waar Jesus is, sal daar lig wees vanmôre. Kan ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, as dinge nie vir jou regloop nie, waar is Jesus in jou lewe? Want as jy al loop, as jy weet wie Jesus in jou lewe is, weet jy om hierdie geveg te veg. Dan weet jy dat daar iemand is, buite 'n ander pastoor, of buite 'n medeboetie of 'n sussie, is daar iemand wat vir jou intree, en dis nie hier jy nie, dis die God van my redder, my siel, hy wat my kom red het, sy naam, hy sê, ek tree vir julle in, ek bid vir julle, julle Johannes 17. Die vraag is, hierdie heilige God, trek sy liggaam, vleeslike liggaam uit, op die kruis, trek hom uit, hy gee sy gees in die hand van sy Vader, om hom weer te bekroon met sy heiligheid. En hy is die een, wat vir my en jou intree vanmôre. Hy is die een wat ons wil kom besoek, deur sy gees. And he demands holiness. Yes, amen. But it starts with separation. Kom onder hulle uit. Ek sê nie vanmôre, ek sê die woord van die Here sê, doen die werk van 'n evangelis, tydig en ontydig. Preek, praat. Maar daar kom 'n tyd, wat die Here sê, as die huis nie dit wil aanvaar nie, stop. Nee. Nee. Hy sê, onttrek jou seëninge van hy huis af. Pastoor Renier, wat is die beste ding om iemand te sê, jy bid vir sy huis? Onttrek jou gebede van hy huis af. Because hy dan stof, dan skud jy die stof van jou. Hy sê, gooi nie jou parels voor die swyne nie. Hoor jy wat ek sê vanmôre, kind van die Here? Jy het duur gewerk, jy het 'n prys betaal, jy het 'n offering gehad, jy het 'n sacrifice gehad, om dit wat God vir jou gee, daardie heiligheid waarmee jy loop, daardie teenwoordigheid waarmee jy loop, jy het gewerk om dit te kry, dit het nie goedkoop gekom nie, dit het nie gekos, dit het gehuil voor God gekos, dit het uitgeroep na God toe gekos. Moenie laat die vyand met dit mos nie.
Remnant, hoor mooi vanmorgen. Wanneer jy arise vanmorgen, moet jy op een ding verstaan. Jy gaan herleef, jy gaan gerevive word, jy gaan vernieuwe word. Maar jy moet vanmorgen een ding besef. There is only one place to be relived and revived, and that's in the presence of God, where the light shines through. En nou wil ek vanmorgen kom by, en ek wil begin afsluit, nou wil ek vanmorgen kom by, hoekom is die kerk nie in die lig van die wêreld nie? Because they don't spend separate time with Jesus. Hoe kan ek Jesus sy hartklop verstaan, as ek die tyd saam met hom spandeer? Hoe kan ek Jesus sy hartklop verstaan? Ek dink, jy dink niks. Jy is nie verniet mens dom nie. You are a creation by God's image and His likeness. En ons het dit gaan weggooi. Ons het dit gaan oorgee in die hande van die vyand. En God gaan bring die lig van die wêreld in hierdie lig in, sodat ek en jy weer daai image en daai likeness kan gaan optel, om dan weer verder ligdraers in hierdie wêreld te gaan wees. En dan vra ek myself af, wat het Jesus verteenwoordig ek en jy? Is snaaks hoe die kerk net die Jesus van liefde wil verteenwoordig. Want waar is die Jesus van regverdigheid? Waar is die Jesus van geregtigheid? Waar is die Jesus wat haat? Hy sê ek haat sonde. Kan ek jou reg help? Hy sê ek haat hom wat sonde doen. Ek sit in hierdie ding bedink en ek besef, daar's geen sonde in die hel nie. Oorwis, pastoor nie. Daar's sondaars. En dan sê hulle, die Here haat net die sonde wat hy doen, nie die mens nie. Want volgens my woord sê hy, ek haat hom wat sonde doen. Hoor jy wat ek sê? Kwaadwillige sondes. Kan ek gou net daar stop? Dis goed, hy doen dit. Die woord van die Here sê, daar bly geen offer vir moedswillige sondes meer. Waarmee is jy besig moedswillig? Jy wil 'n remnant wees. Ek wil 'n remnant wees. Ek wil nie een wees nie, ek is een. Hoor jy wat ek sê? Ek skroom nie om te sê wat die Gees van God vir my gee om te sê nie. Ek skroom nie vanmôre om te sê, kry klaar waarmee jy besig is nie, want jy is op pad hel toe nie. Ek sal nie skroom om jou te waarsku dat jy moet jou rug draai op die verkeerde ding nie. Maar ek skroom jou ook nie vanmôre te sê dat die Here sê, as jy na hom toe kom, hy is die een wat vergewe. Hy is die een wat jou sal losmaak. Hy is die een wat jou sal vrykoop, hoor jy kind van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, kan ek gou vir jou sê, die lekkerste gedeelte is in Hebreërs opgeteken. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede dink ek nie eens weer nie. So jy kan dink van my verlede net wat jy wil. Kry veel. Hoe maak jy? Kry veel. But I've got a God that paid a price and He washed me by His blood after He called me by His name, by my name. En hy sê, jy is my eiendom, jy is duur gekoop by die bloed van Jesus Christus. Daarom sal ek vanmôre sê, I arise, but I want to. Ek sal opstaan en ek sal arriveer en ek sal sê, Here, I will go and I will separate myself because I don't want to hear from another human being again. Ek wil by U hoor. Ek en hierdie ou loop so, soos battery en torch. In die Gees. Not a mother and father, but the same Heavenly Father. Pastoor en ons loop so.
Maar as een ding verseker is, ek kan hulle enige tyd vra om saam met my te bid, hulle sal bid. But there comes a time when I need to separate. En sê dankie Here vir manne soos pastoor Rolf en pastoor Renier, pastoor Dion, selfs ook Kelly hulle. Dankie vir pastoor Jaco. Een van die nederigste mense wat ek in my lewe ontmoet het. En ek sê Here, dankie vir manne, Daddy, dankie vir manne soos daai, but there needs the time that's only me and you. Because I'm standing in the need of prayer. Ek staan op die plek van behoefte, dat Christus my sal aanraak en my sal verneem. En ons sing, and I will serve no foreign gods. Regtig, net tot ek uitstap, en ek gaan vang die habli babli, en dan dien ek weer die God van verslawing. Net tot ek uitstap, en ek gaan join die koeksuster bende weer. En ons praat oor laas week se donuts wat bitter was. Kom aan, vriend van die Here. Waar is die true remnants of God? When will they really arise and say, I will separate because I need holiness of God. Musikante kan vir my vorentoe kom. Ek gaan nie die diens uitrek nie. Ek het klaar gedoen wat ek moes sê, God gaan die res doen. Amen. Terwyl hulle regkom, wil ek jou vra, daar's gisterand gesê, daar's nie meer tyd vir kerkspeel nie. Ek wil dit net een stapie verder vat. Ek wil dit vat waartoe God my vry om dit te vat. Wanneer gaan jy ophou om met die bloed van Jesus Christus te speel? En God in sy gesig te vat. Ek doen 'n begrafnis hierdie week. Daar kom sit 'n ding, ek noem dit so, kom sit 'n ding daar. Ek word so kwaad, ek sê vir my vrou, ek moes die Here gaan om verskoning vra. Maar jy spot nie met God se skepingsmag nie. God created you as a man and as a woman. You don't have to decide what you want to be. Maar weet jy wat, ons is te bang om oor dit te praat, want net te word ons gedagvaar. Nee, nie hierdie prediker nie. Because I'm a true remnant. Want ons van die graf afkom, toe stap die mans wie se skoonma oorlede is, ek sê vir hom, wat is daai ding? Ek sê vir hom, wat is daai ding? Is dit 'n man of is dit 'n vrou? Hy sê vir my, dis 'n vrou. Ek sê, jy is seker? Wat as dit iets is wat dit nie met is nie, gaan ek nou aanvat. En ek gaan vir hom ruk. Gaan daai hoekskoentjies van hom afruk. Ek gaan hom ruk, laat ek hom verstaan. Jy speel nie met, jy mok nie God se skepingskrag nie. Maar as om daar te min remnants is vol van die Heilige Gees van God, full of the holiness of God, dat ons te bang is om baie keer op te staan, en ons wil nie opstaan vir dit wat die waarheid is nie. Weet jy wat, ons verwag altyd die prediker, laat die prediker moet opstaan, maar wat van jy? Het God jou nie gered nie? Het God jou nie uitgehaal nie? Het God jou nie geroep om 'n ware remnant verleer te wees nie? Wanneer gaan die kerk weer arise en sê, we will no longer, sal hierdie goed, ja? Be silent. Be silent. Die Dinsdag aand, toe ons kar gesteel is, staan ek en Wilma
Sy kom hou my vas. En ek hou voor die Here, ek sê, Here, maybe I don't understand now. Maar die vrou is wakker in die gees. Sy sê, we won't shut up and we won't back down. Because the more the devil is going to take, the more God is going to give. Hallelujah. Halleluja, kan ek gou vir jou sê, die duiwel het nie genoeg hande om te vat wat God gaan doen, as ware kinders van die Here gaan opstaan en sê, weet jy wat, I'm willing to say is to get myself separate, to come in the presence of God, and to hear what God says, halleluja, het die woord van die Here nie gesê, moet nie bang wees oor die dag van môre nie, het die Here nie gesê, ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie, het God, en weet jy wat is die belangrikste ding, God ag hierdie woord, hoor as homself, sy woord ag hy hoor ons homself en hy sê in sy woord, hy sê wees heilig wat ek is sê. Ek vra jou dringend, hoe heilig is jy vanmorgen? Vra jou vanmorgen, hoe staan jou saak met God nie? Ek vra jou vanmorgen, wanneer laas het jy so bietjie afgesonder van al die geskinder? Waarom is jou oor aan asblikke? Hoe lang wanneer laas het jy jou afgesonder en so bietjie een kant gekom om by die Here te hoor wat hy vir jou wil sê, waar hy jou kan gebruik? As jy vanmorgen sê, ek wil my so bietjie sit bereid, staan jy op jou voete. I want to separate